Ek wonder wie van ons kinders, en die wat hier is, kan vir my hand opsteek, wie van julle hou van drukkies gee? Kan ek sien? Ja. Wie van die groot mense hou van 'n drukkie kry? Wanneer laas het jy 'n drukkie gehad? O, manne en vroue, julle moet julle eggenote 'n drukkie gee, nê? Nee. Dis lekker om 'n drukkie te gee, nee, want wat doen ek as ek 'n drukkie gee? Maak my arms so oop en dan kom iemand tot hier naby my en ek sit my arms so om daardie persoon, nê. Joe, en dit was daarom verskriklik toe ons so 'n jaar terug in die vlak 5 van inperking was. Toe was ons selfs bang om in die huis vir mekaar drukkies te gee. Onthou julle dit, nê? En nou is dit al so 'n bietjie gemakliker want ek weet wie is veilig en vir wie kan ek maar daar in die familie so 'n skelm drukkie gee dat niemand kan sien nie. Maar met drukkies sê ons baie goed en verskillende goed. As ek vir iemand 'n drukkie gee, dan sê ek maar ek is lief vir jou, nê? Of dit nou vir pappa of mamma of ouma of oupa of selfs 'n boetie of 'n sussie sê ek is lief vir jou. Met 'n drukkie dan sê ons eintlik ook, ek vergewe jou, jy het dalk ietsie teen my gedoen, maar dis oukei. Kom ons sit dit agter ons, ek vergewe jou, ek is baie lief vir jou. Ek dink 'n drukkie kan ook iemand wat hartseer is, vertroos, nê? As iemand hartseer is en ek gee vir hulle 'n drukkie, dan voel dit sommer beter. En ek is seker die groot mense weet ook, dit voel sommer beter as iemand my net 'n lekker drukkie kan kom gee. En die ander een wat ek dink ook gebeur is, as ek iemand vir my arms voor oopmaak en ek kom hou hulle hier styf vas, dan is dit so 'n bietjie veilig, nie waar nie? Ek weet baie keer as my dogtertjie bang is, dan hou ek haar so styf vas en dan sit vir haar weer veilig. Nou ons lees in die Bybel 'n storie van Jesus wat ook sy arms so oopgemaak het en om die kindertjies kom sit het. En dis in Markus 10 vers 13 tot 15. Mense, papas en mamas en dalk 'n oom of 'n tannie by wie kinders gebly het, het hulle kindertjies na Jesus toe gebring sodat hy hulle kon seën. Die disippels het hulle gekeer en toe Jesus dit sien, het hy vir hulle gesê: "Moenie die kindertjies keer om na my toe te kom nie. Hulle is altyd welkom." En 'n drukkie doen dit ook, nê. As ek iemand lanklaas gesien het, dan hardloop en ek drukkie, nê. Want is lekker om te sien, is welkom in mekaar se teenwoordigheid. God se nuwe wêreld, God se koninkryk is juis bedoel vir mense soos julle kinders wat hier sit en wat kyk. Nie net vir die groot mense en die ouer mense nie, ook vir julle. Wie nie in God glo wie nie in God glo soos wat 'n klein kind sy pappa of sy mamma vertrou nie, sal nooit 'n plek in God se nuwe wêreld kry nie. En hier is 'n mooi versie. Toe het Jesus sy arms om die kindertjies gesit en hy het hulle geseën. Dit is vir my 'n mooi gedeelte. Want dit herinner my elke keer dat Jesus ook sy arms om my sit, dat hy lief is vir my, dat ek welkom is by hom, dat hy sy arms om my sit as ek hartseer is en hy troos my, dat ek veilig is by hom, soos wat ons drukkies ook vir mekaar sê. So kinders en jong mense, vandag wil ek graag hê julle moet vir pappa of mamma of ouma of oupa sê, dankie dat hulle vir julle bring om van Jesus te leer. Of dankie dat hulle vir julle die video aansit om te kyk en van Jesus te leer, want dis hier waar ons leer dat Jesus vir ons wil omhels en vir ons lief is. Die kinders wat hier sit, sê gou vir pappa en mamma, daar waar julle sit, sê net gou vir hulle dankie dat hulle vir julle kerk toe gebring het. En van die jong mense, ek weet dis nou so 'n bietjie weird, maar sê vir die mense langs jou dankie. Dan sê ek sien hier so een of twee wat oorleen. Nou kinders, ek het graag iets wat ek wil hê julle moet doen by die huis. En die van julle wat hier is, hiervoor het ek vir julle al goedjies voorberei. Ek wil hê jy moet 'n drukkie maak. En hoe ons dit gaan doen is, jy vat 'n bladsy en hier het ek nou al my hand afgeteken, so, nê? En dan gaan knip jy hom nou uit. 2 hande, nê, want 'n drukkie het 2 hande. Okay. En dan, hierso het ek nou een wat klaar uitgeknip is, hier is die 2 handjies. En dan kan jy nou 'n lang lint of 'n tou of wat jy ook al daar by die huis het, miskien is daar ergens 'n stuk band, dan gaan sit jy jou handjies aan die punte vas, so. Daar sy. En dan het jy 'n drukkie.
En hierdie drukkie kan jy vir pappa of mamma gaan gee, of vir iemand daar by die huis, vir wie jy 'n drukkie wil gee, of jy kan hom opvou en hom in 'n koevert sit, en hom pos vir iemand wat jy lanklaas gesien het, en jy 'n drukkie voor wil gee, of jy kan hom vir jouself hou, en net onthou, dat Jesus vir ons verwelkom, dat hy sy arms oopmaak, dat ons na hom toe kom, dat hy vir ons lief is. Gaan julle dit onthou, kinders, altyd. Nee, en ons moet ook so gaan drukkies uitdeel. Maar moet nog nie nou vir die vreemde mense drukkies gee nie, is nog 'n bietjie onveilig. Nee, maak vir hulle drukkies en gaan gee dit vir hulle. Kom ons maak die oogies toe en dan bid ons saam en vra dat Jesus ons sal seën. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons omhels, dat U vir ons liefhet, dat ons veilig kan wees by U. Here, in hierdie tyd wat ons nog van ons maatjies moet wegbly en ver sit in die klas by die skool en die studente wat nie eers kampus toe gaan nie, maar alles aanlyn doen. Ons mis mekaar, Jesus. Maar dankie dat ons weet, U wil ons graag by U hê. En dankie dat ons dit vandag ook kan beleef in die samekoms van gelowiges in die kerk. En Jesus, as ek nou aan iemand dink vir wie ek so groot drukkie wil stuur, help vir my om te onthou wie dit is en dat ek dit sal gaan doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.